Hartlike goeiemôre, dit is maandagoggend, dis die 9de Junie 2025, absoluut 'n nuwe dag. Deur Abba Vader geskenk aan jou en aan my. Halleluja. My naam is Daniel Gerben en vandag gaan ons weer eens uit God se woord lees. En vandag gaan ons iets lees wat nogal baie moeilik is om te glo. En dit is daar in Esegiel 37 en dit gaan oor dorbene. En ons gaan 'n bietjie lees daar. Hy sê die hand van die Here was op my en hy het my uitgebring deur die gees van die Here en my neergesit in die laagte en dit was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. Nou kom ons vra nou maar net daai vraag. As iemand vir my moes kom vra, kan daai bene weer lewendig word, dan sal ek nou maar nou gesê, moenie my vra nie, want ek twyfel, ek glo nie, want ons geloof, ons sê ons geloof is sterk, maar ons weet nie. En hier sê Esegiel, hy is ook nie seker nie, hy sê, maar Here, U weet, want ek weet nie. Hy sê verse 3, toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, Here, tot hierdie bene. Kyk, ek bring die gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en 'n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word en julle sal weet dat ek die Here is. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was, en sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk, 'n beroering, en die bene het nader gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek en daar was seënings op hulle, en daar het vlees opgekom, en 'n vel is bo oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. So jy kan jouself indink, hoe sal jy hardloop? Jou bene sal te kort wees om weg te hardloop, as jy ewe skielik by 'n plek kom waar daar honderde, duisende dorbene lê, en ewe skielik, wanneer die gees van die Here oor jou kom en sê jy moet spreek, en jy sien hierdie bene begin aan mekaar te gaan, hierdie arm, daai been, hier 'n toonbeen, hier 'n kopbeen, en dit gaan nie net bene by bene nie, elke een na sy eie been toe, en hulle kom weer by mekaar. Ek dink ek en jy sal die haasepad vat, en ons sal hardloop dat ons beentjies kort raak. Maar ek wil vandag eintlik vir jou sê dat hierdie gedeelte wat hier plaasvind, is ons. Daar's mense in ons land, in ons dorp, in die kerk, en is dorbene. Hulle is dood, hulle is daar, maar hulle is nie daar nie. Daar's 'n gesegde wat sê, die ligte is aan, maar niemand is tuis nie. En dit is hoe party mense is, en dit is hoe hulle lewe. Ons is droë bene. Ons is hopeloos. Ons is hooploos. Ons is vleisloos. Ons is geesloos en ons is goddeloos. En dit is hoe die mense in ons land lewe. En nie net in ons land nie, maar in hierdie wêreld. Want die mense het nie meer 'n besaak met Jesus Christus nie. En dink jy daar is hoop vir hierdie mense? Soos daar hoop was vir hierdie dorbene, is daar hoop vir my en vir jou? Is daar hoop vir Suid-Afrika? Daar is hoop vir Amerika, vir Nieu-Seeland, vir Australië, vir al hierdie lande. Daar is hoop. En daar's baie dorbene, maar die Here sê, ek het jou as 'n profeet aangestel. Gaan profeteer oor hierdie dorbene en jy sal sien, daar's 'n gerettel. Daar sal lewe word. Ons lees daai gedeelte waar Elisa afgesterf het, en daar's mense wat 'n begrafnis hou, en hulle bring hierdie lijk, en daar's toe 'n bende daarvoor. En hulle vat toe hierdie lijk, hulle gooi hom sommer daar in Elisa se graf, en toe daai lijk Elisa se bene raak, toe staan daai man op. Hoeveel te meer sal ek en jy nie kan opstaan in die gees, wanneer die Here sy asem weer in ons blaas nie. En dit is ons gebed vandag, dat die Here sy asem opnuut in my en jou sal blaas. Dat hierdie dorbene wat nie lewe nie, sal lewe tot eer en verheerliking van God. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord. Here, dankie,
Here, dat U weer lewe blaas in hierdie dorpbene. Here, U is baie dorpbene in ons dorp, in ons land, in ons kerk, Here, wat net daar sit, maar hulle lewe nie. Die ligte is aan, maar niemand is tuis nie. Here, my gebed is dat U sal beweeg, dat U elkeen sal oprig en ons weer opnuut sal kry, dat ons lewendig sal word vir die koninkryk van God. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, staan op. Laat toe dat die Heilige Gees sy asem weer opnuut in jou blaas. Julle moet 'n geseënde maandag hê. God bless.